Wat 'n wonderlike voorreg om weer op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 7 Februarie 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. Hoe lank is Satan al aktief op hierdie aardbol van ons? Jy sien, liewe mense, dis net baie interessant. Alreeds in die begin van tyd lees ons in Genesis 3 vers 1 dat van al die diere was die slang die een wat meer listiger was as die ander diere. Satan wou van die begin af die mens mislei. Dis net interessant dat was nie 'n generasie na Adam en Eva nie, of 'n paar geslagte of wat ook al die geval mag wees nie. Nee, dit was reg van die begin af, was die Satan daar gewees. As ons teruggaan na Genesis 2:17, dan lees ons dat God het aan Adam die opdrag gegee dat hulle nie van die boom van goed en kwaad mag eet nie. Desniettegenstaande, as ons Genesis 3 lees, hoe die slang Satan vir Eva mislei het en by implikasie daarna ook vir Adam mislei het, dan sien ons 'n paar dinge. Die eerste 2 mense op hierdie aardbol is mislei. En 2 is dat die sondeval het in plek gekom, nie toe Eva eerste geëet het nie, maar toe Adam eerste geëet het, of het geëet het althans. Hoekom? Want God het aan Adam die opdrag gegee dat hulle nie van die boom van kennis van goed en kwaad mag eet nie. En die oomblik toe hy eet, toe kom die sondeval in plek, in wording. Ek wil glo as Adam nie daai dag daarvan geëet het nie, dan sou die mens vir ewig gelewe het. Maar soos ek alreeds gesê het, dis net baie interessant, alreeds van die begin van tyd af, mense sou nou gedink het, daar sal dalk miskien nou eers 'n generasie verbygaan voordat so iets gebeur, omdat die mens eskalerend, miskien dalk al hoe meer sonde en al hoe meer sonde gepleeg het. Maar Adam en Eva het reeds van die begin van tyd, het hulle sonde gepleeg, deurdat hulle mislei was deur die Satan. En so gaan dit vandag nog met ons. Oor eeue en eeue heen, oor geslagte en geslagte, is die Satan met ons. 1 Johannes 5:19, die hele wêreld lê in die mag van die bose. Daar is niemand vir ons op hierdie aardbol wat nie sondig nie. 1 Johannes 1 vers 8 is baie duidelik. Liewe mens, maar dan het ons daardie die gerustende wete. As ons Openbaring 20 vers 1 en 2 lees, dan lees ons dat aan die begin van die 1000-jarige vrederyk sal daar 'n engel kom, 1 engel, met 'n ketting, en hy sal in die hel gegooi word, net om aan die einde van daardie 1000-jarige vrederyk weer vir 'n kort tydjie losgelaat te word. En dan wanneer hy weer in hegtenis geneem sal word, by wyse van Spreuke, sal hy vir ewig verdoem word. Want jy sien daar in die hemel, waar God se kinders is daar nie dood en trane en hartseer nie. Waar daar net geluk en vreugde en alles wat daarmee saamgaan, sal wees. Dan sal God se kinders die ewigheid ervaar op 'n vorm en 'n manier wat ek en jy nie kan bedink op hierdie oomblik nie. Maar die belangrike punt is, dan sal daar nie weer 'n Satan wees nie. Daar sal nie weer 'n misleier wees nie. Daar sal nie weer 'n slang wees nie. Prys die Here se heilige naam. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.